ek het 'n wekker gestel wat vir die maand van Februarie elke oggend 6:00 afgegaan het. Nou ek was al wakker teen daai tyd. Dit was 'n malle gejaag al teen 6:00 in my huis. So moenie dink ek staan eers 6:00 op nie. Maar die wekker was spesifiek om die boodskapie, die prentjie, so naas moontlik aan 6:00 uit te stuur. En julle sal nie glo nie, maar party oggende gaan die wekker af en ek druk hom dood. Die alarm gaan af en ek druk hom dood. En as ek besig om 'n toebroodjie te maak, dan gaan ek hom nie nou stuur nie. En dan na die kinders slaap afgelaai op pad huis toe, dan besef ek die prentjie. So ek vra hom verskoning vir die oggend wat hy laat was en dankie vir jou geduld. Maar ek het sommer gewonder, gister se opdrag was, sê vir mekaar, waar het jy God in hierdie maand van liefde beleef? En ek wens eintlik vanoggend kon ons vir julle elkeen 'n mikrofoon gee en vir jou vra, in die maand van liefde, waar het jy God raak gesien? Want ek weet, jy het. Ek is oortuig daarvan, want as God 'n lewende God is, het hy iewers in Februarie hom aan jou openbaar. Maar donderdagoggend het ons die Westville Kerke se ontbyt hier by ons gemeente. Ons kry so 1 keer 'n jaar min of meer 'n kans om hulle te onthaal. En donderdag het hulle by ons kom eet. En eers maak ek in Januarie, toe ek nou hoor Februarie is hulle by ons, maak ek 'n grappie en sê vir hulle, ja, dis inleidingstyd. En hulle almal behoort mos op een of ander vas te wees. So ons gaan vir hulle 'n ligte ontbyt gee, 'n vas ontbyt gee. Maar ek het dit toe nou nie gedoen nie. Wat ek wel gedoen het, is ek het ons maand van liefde se taakies gaan vertaal in Engels. En het toe nou as 'n kaartjie gedruk en op die tafel uitgepak. Weet julle wat was vir my lekker om dop te hou? Hoe hulle reageer wanneer hulle die kaartjie kry. Want ek het al 28 geprint, en ek het, hulle was nou nie 28 nie, en ek het dit op die tafel waar mense min of meer gaan sit, uitgepak, so dit was per ongeluk, die plek waar jy gaan sit het in die kaartjie wat jy gekry het. En party het gelees, nuuskierig, jy weet, hulle wil weet wat hier aangaan. Ander het neergesit, en in die middel waar daar nog kaartjies was, 'n ander een gaan vat. En dis die reine waarheid, nee? Ons moet nie daaroor jok nie. Van hulle is 'n bietjie om ons uit ons comfort zone uit te druk. So ek is seker daar was 'n dag of 5 wat toe die uitdaging vir die dag op toe dog jy. Nee, Zulke, hierdie een gaan vir my moeilik wees. Want dit het ek gesien. Ek het ook vir hulle gesê dat as hulle dan nou voel hierdie een spreek nie tot hulle nie, of hulle sien nie kans nie om 'n ander een te gaan kies. En julle moes gesien het, hoe hulle so 'n paar lees, tot hulle 'n maklikste een kry. Een wat hulle die meeste voorkant sien, en gevat. En ek besef net, in lydenstyd vier ons Jesus se liefdesdaad aan ons. Dit is wat ons onthou, ons herdenk dit, ons gedenk dit. Dis wat die nagmaal sê, neem dit, onthou. En ek wonder hoe anders sou hierdie liefdesverhaal gewees het, as Jesus gesê het, nee. Is daar nie 'n ander kaartjie nie? Is daar nie 'n ander manier nie? En ek sien nie kans vir hierdie een nie. Hierdie is te veel uit my comfort zone uit. En hy het nie. Ons het verlede, die eerste lydingstyd video was oor Johannes 3 vers 16. En ek is jammer as julle dit nie mooi kon hoor nie, waar Jesus met Nikodemus praat en dan sê hy vir hom, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun, dis die 2020 vertaling, sy eniggebore seun gegee het. Sodat elkeen wat glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. In die tuin van Getsemane het Jesus gevra, Vader, is daar 'n ander manier? En die Vader het gesê nee. En Jesus het by niks gestop
om die Vader se liefde aan ons te bewys nie. So mag die klein daadjies wat jy gedoen het in Februarie, jou stil wegkom herinner wat Christus vir jou gedoen het. Genade en vrede vir julle van God die Vader en in ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan dan nou, omdat ons geen ander rede het, nadat ons gehoor het hoe lief God ons het, 'n loflied te sing nie. Ons kan nie anders as om daarop te reageer nie. Ons het dit laas ook vir mekaar gesê. Daarom gaan ons vanoggend Vonk 187 sing. Nou dit is die lied wat die koor laas vir ons so saam gesing het. Onthou julle wat ek die vers gelees het en die koor het die refrein gesing. Jy gaan nou die refrein sing saam met die koor en ek gaan nog steeds lees. Maar daar was 'n foutjie wat die dominee gemaak het. Ek het gister een van my seuns se cricket spanmaats se paas het gister uitgevind ek is 'n dominee vir die eerste keer. Okay, hy ken my nou net vir 2 maande, is 'n nuwe maatjie. En hy was verbaas, daar's nog dominees in hierdie wêreld. So die dominee is net 'n mens en sy het ook 'n fout gemaak. So julle gaan eers sing en dan gaan ek lees. Julle gaan sing, ek gaan lees en ons eindig dan saam vrolik met die refrein. Goed. Kom ons almal staan. Op tamboerine se ritme. Speel mooi op viool en klavier of gitaar. Laat trompette weer galm op die feesdae van God. Maak vreugde musiek soos die Here ons God dit wil hê. Herinner sy volk, sy kinders. Toe jy gesig het van swaar kry, het ek uit die hemel gehoor. Op jou noodroep het ek jou kom red. Jou loodsware las het ek verlig. Jou berge bagasie kon jy neersit. Ag, as sy kinders wil luister, as hulle my volg, sal ek hul vyande verslaan. Soos ek hul gered het uit nood, sal ek voorsien wat hulle nodig het. Ek wil julle versadig met die goeie, die beste, nou en vir altyd. Ek het so 'n simpel kuggietjie, nou al amper die hele somer, van hierdie ligverkoelers en waaiers wat die hele tyd op 'n mens is.
En dan sweet jy mos nou papnat en dan gaan sit jy voor 'n oop venster, nê? So ek vra om verskoning as daar klink of 'n para aan my keel is, maar daar is. Net 'n paar familiesake, ek sê elke week, ek gaan nie so baie afkondig nie, en as ek hier is daar 10,000 afkondigings. Maar die belangrikste vir hierdie week is die wynproe. Vrydag is Wêreldbiddag vir vroue. Nou, ons gaan daar in Westville Fraternal, is daar 'n byeenkoms, Tannie Molly, waar is dit? Sê net gou weer vir ons. Want dit begin 9 uur. 9:30. OK. So dames, en Nigeria, Tannie, as ek reg stel hierdie jaar sin op, nê? So as jy kan sien, 9:30, het Tannie Molly vir jou verduidelik waar, of jy kan ook by Kranskloof. Kranskloof is hierdie jaar verantwoordelik om hulle area se diens te hou, en ek is een van die predikers daai kant, so ek gaan nie in Westville bywoon nie, Tannie Molly, my verskoning daar, ek preek op 'n ander plek. Jy weet, as jy nou die vroue dominee, die vroue kollega is, dan val sukkeltaakies in jou, op jou tafel. So jy is welkom om by een van die twee te kom insluit. En as jy kom, trek kleurvol aan. Jy kan regtig met die tema Bright and Beautiful aantrek. Hierdie jaar se tema is kom. As ek reg Tannie Molly, kom. Ja. Dis 'n pragtige tema. Kom na my toe. Almal wat swaar gelaai is. En ons het nou net gesing, Jesus haal die bagasie af. Dan, jy gaan Vrydagoggend bid vir vrouens. Vrydag aand gaan ons wyn proe. En sal nie sê waarvoor ons dan gaan bid nie, maar ons gaan dan wyn proe. En nou moet ek vir julle sê, dis min dat julle 'n dominee woordloos kry. Maar ek was regtig waar woordloos, toe ek nou eintlik met, Here, ek hoop mense sal iets borg, uitstuur, 'n WhatsApp uitstuur, en julle net sê, ek borg dit, ek borg dat. O, Rina, is dit jou suiker? Is jou alright? Voel jy nie lekker nie? Is daar nie sap in die yskas of iets wat het sy ietsie daar? Ek hoop is 'n stukkie kos wat jy so vir my wys, want van daar af wyk dit net so wit stukkie daar. Okay, jy moet praat as jy nie lekker voel nie, hoor? Ek dink jy is 'n dokter in die vertrek. So jy is welkom as jy nog nie 'n kaartjie gekoop het nie, om 'n kaartjie in die hande te kry, of iemand se kinders op te pas, dat hulle kan kom partiekie. Jy is welkom om dit ook te doen, of as jy iemand wil borg, wat jy weet sal geniet om hier te wees, nooi hulle saam. En as jy dan nou jou hand opgesteek het en gesê het, jy sal iets vir ons borg, het sy biltong of kaas of konfyt, wil ek vir jou baie mooi vra, as jy moontlik kan, om dit Vrydagoggend by die kerk te kom aflaai. Gary beloof om van 8:00 af hier te wees, dan werkskaf hulle al. Andersins, as jy dit nie Vrydagoggend kan doen nie, stuur net vir Gary 'n boodskap en reël net met hom direk oor wanneer jy dit kan aflaai en wat vir jou die maklikste en vir julle beide die maklikste sal wees. Dan wil ek sommer net bietjie vra, Tannie Lena, Tannie Molly het ek nou gehoor, is by Tannie by Bethany Gardens. Sy is ontslaan. Weet iemand iets van Tannie Drien? Hoe gaan dit met haar? Laas wat ek gepraat het, is sy nog besig met toetse? OK, dis goeie nuus. En Tannie Bekkie is ook in die hospitaal, Giel se ma. Laas wat ek met hom gepraat het, is hy nog besig met bloedtoetse en allerlei scans, om presies uit te vind waar die probleem is. So, hou spesifiek daardie 3 dames van ons gelowiges in julle gebed, nou dat ons bid vir vrouens hierdie week, en dan ook al die ander mense wat siek is. Daar's 'n klomp van ons wat maar 'n kwaal hier en daar het, en mag ons dit alles by die troon van die Here kom sit. Ek gaan vir jou vra om stil te word daar waar jy sit. As jy maar eers aangaan voordat jy stil word, ekskuus. Melvin Kinderhuis se Andile sou vanoggend hier kom kuier het, maar hy het hom verskoning gemaak. Sy eie seun, sy eie kind het siek geraak deur die nag. So toe sê ons nie, maar ons verstaan dit. Hy wil vir ons bietjie kom verslag gee oor hoe dit gaan by Melvin Kinderhuis. Elena en haar kommissie is betrokke
by die kinderhuis en help sporadies. En daar gaan ook 'n projek nou kom vir Paasfees. So ons wou dit eintlik vandag saam met Andile gesels het, maar ek dink Elena ons sal mooi praat oor hoe ons dit gaan doen, want hulle soek spesifiek paaseiers en mense om na Paasnaweek by die kinderhuis te gaan kuier, dat hulle vir hulle 'n tipe van 'n eierskattejag hou, as ook die ware betekenis van amper sê Kersfees, van Paasfees aan hulle verduidelik en vertel. So ons sal meer vir julle volgende keer daaroor vertel. Hierdie sou spesifiek gaan om 'n kind in die kinderhuis te borg, maar meer inligting later. Ons gaan nou stil word met 'n moment wat ons vir die volgende paar weke doen, 6 weke, oor lydenstyd. Ons het verlede jaar het ons die kruisstasies of gebedstasies uitgepak en jou genooi om stil te word daar. En hierdie jaar doen ons dit so 'n bietjie anders. Ons doen nie stil word as deel van die erediens op 'n spesifieke manier. En ons besef dat ons lewe in 'n visuele sterk samelewing. Mense word gedryf deur dit wat hulle sien. So daarom het ek gegaan en vir lydingstyd 'n video elke week uit die reeks The Chosen gaan knip. Nou jammer dat die klank verlede week bietjie sleg was. So ons sal bietjie werk skaf en ek dink is omdat ook 'n stil gesprek was. Dit was moeilik om te hoor. Vandag se video wat ons gaan kyk is regtig net 4 minute. Dit is nie 'n lang video nie. Maar die toneel wat jy na gaan kyk, gaan oor as toe Jesus vir sy disippels vra, wat sê die mense, wie is ek? Mag dit 'n vraag wees wat in jou hart dwel, draai, skommel, marineer in hierdie lydingstyd. Wie is Jesus vir jou? Come. Rabbi, this place... Respectfully, Rabbi, why did you bring us here? It's an abomination. It's a pretty strong word, Andrew. Rabbi, during Shiva? Should we avoid dark places out of fear? Or should we be light to them? Like Simon and Judas were on their mission. Do you think my cousin would be afraid of this cave? Do you think he would be so appalled by what happens in that temple over there that he couldn't stand to be in this place? Who do people say the Son of Man is? Some say you are Elijah, the one who preaches repentance. Others say Jeremiah, because he was rejected by the leaders of his time. And still others say one of the prophets, those that spoke on God's behalf. Okay, what are we gonna have to do, huh? Cast lots? Nathaniel, this is your moment. Be yourself. Some say John the Baptizer. Which obviously isn't true. Okay. Well, that's everyone else. But who do you say that I am? You? You are the Christ. The Son of the living God. These carved statues of Baal and Pan,
and other idols that we passed? They're dead and decaying, but we worship a living God, and you are his son. Blessed are you, Simon, son of Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. All your life, you've been called Simon, one who hears. But today, I call you Peter, rock. It is on this rock that I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. U is die Christus. Lied 379 gaan ek vir jou voorlees as 'n gebed. So jy kan saam met my jou oë sluit en hierdie woorde net toelaat om by jou te laat indrink. U is die Christus. Jesus Christus, Lam van God, wat die las van die sonde dra, wees ons genadig. Jesus Christus, Lam van God, wat die las van my sonde dra, wees my genadig. Jesus Christus, Lam van God, wat die las van die sonde dra, gee ons u vrede. Amen. Mag die Christus homself hierdie week ook aan jou openbaar. Kerkraad, ek moet vir julle om verskoning vra. Ek het julle so bietjie om die bos gelei. Nie as prins nie, dis nie my skuld nie. Ons het Dinsdag aand by die kerkraadsvergadering het ons geopen met 'n teksgedeelte uit Deuteronomium. En na die kerkraadsvergadering, nie omdat daar iets spesifieks gebeur het nie, maar met Woensdag en voort, het die Here met my kom praat oor 'n ander gedeelte. So ek beloof, ek sal oor daai teksgedeelte wat ons Dinsdag gesels het op 'n latere stadium preek. Ek wil eers sê ons moet vandag stil staan by Filippense 2. So as jy die woord van God by jou het, wil ek vir jou vra om dit saam met my oop te maak. Filippense 2, die boek van vreugde. Wat Paulus skryf wanneer hy in die tronk is. Wanneer ons dink alle hoop is verlore, dan skryf Paulus oor vreugde. Maar Filippense 2 is 'n teksgedeelte eintlik wat hulle rukkie met my praat, en julle sal sien in die volgende ruk of wat, wanneer die dagstukkies uitgaan tussen lydingstyd en dit is my beurt, gaan Filippense 2 'n paar keer voorkom. So dit ek besef, kom ek deel met julle wat op my hart is oor Filippense 2. Maar reg aan die begin, voordat ek 'n enkele woord oor Filippense 2 sê, wil ek vir jou sê dat dit 'n lywige stuk is. En dat geen preek wat deur 'n mens geskryf word, of woorde in die Afrikaanse woordeskat, die Engelse woordeskat, enige woordeskat op dese aarde, sal waardigheid aan hierdie stuk van Paulus gee. So vandag is maar my baie nederige menslike poging. Maar hoe ek dit gaan doen, is ek gaan hierdie gedeelte vir jou lees uit die 2020 vertaling, maar ook 'n gedeelte daarvan, nie die volle stuk nie, ook 'n gedeelte daarvan in die Nuwe Lewende vertaling, wat dit so 'n bietjie anders stel, of nie die boodskap, uit die boodskap. So hy gaan vir jou baie vreemd en anders klink.
Maar net dat ons hierdie stuk, hierdie teksgedeelte, ook op 'n vars manier kan hoor. Kom ons bid saam waar ons nou die Here se woord vashou. Here ons Here, u woord is baie suiwer. Dis onfeilbaar en dit is ewig. U woord, Here, is soeter as heuning en ons het dit lief. Here, ons wil dit verslind. Al is ons gering, Here, is dit u woord wat ons nie kan verontagsaam nie. In die woord lees ons, Here, dat u altyd getrou is en dat u altyd regverdig is. Dat die woord altyd sal vas staan. Ons lees in die woord, Here, wanneer angs en benoudheid ons oorval, is dit u woord wat vir ons vrede gee. Here, ons lees in u woord dat wanneer ons insig nodig het, soek ons na u wysheid en dan vind ons 'n lewe in oorvloed. Daarom kom spreek, Here, u dienaars luister. Amen. Okay, ek gaan vir jou lees eers Filippense 2 vers 1 tot 11 uit die 2020 vertaling. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige meelewing en ontferming, maak dan my blydskap volkome deur eengesind te wees. Een in liefde, een in gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of uit edelheid te doen nie, maar in nederigheid die een, die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk bo elke naam, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ek lees vir jou die boodskap se vertaling, vers 5 tot vers 11. Julle moet Christus of Jesus se voorbeeld volg. Soos hy oor dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook daaroor dink en voel. Laat ek verduidelik wat ek bedoel. Jesus staan in status op gelyke voet met God. Hy was egter nie so vol van homself dat hy tot elke prys aan die status wou vasklou nie. Toe die tyd ryp was, het hy die status en eer wat hy gehad het eenkant toe geskuif. Hy het 'n mens tussen die mense geword. Asof dit nie genoeg was nie, het hy sommer 'n gewone mens geword wat op die oog af nie uitsonderlik gelyk het nie. Ja, iemand van wie baie ander mense niks gedink het nie. As mens onder die mense het hy die pad van vernedering nog verder geloop. Dit sou hom uiteindelik by die dood aan die kruis uitbring.
Wat 'n vernedering. God het dit egter van hom gevra en hy het die pad van vernedering gehoorsaam uit geloop. Maar God het hom uit die diepte van vernedering gehaal en hom die hoogste eer gegee wat God iemand kan gee. Nou is niks en niemand belangriker as hy nie. En niks en niemand kan ook belangriker as hy wees nie. God self het so besluit. Net mooi almal sal voor die groote Christus moet buig. Maak nie saak wie hulle is of waar hulle vandaan kom nie. Selfs die wat lankal dood is, sal voor Jesus moet buig. Hulle almal sal met oortuiging vir mekaar sê, Jesus Christus is die Here. So sal almal ook besef hoe groot en belangrik God die Vader is. Eers net tot daar. Vir my aanskryf, baie dankie. Die tweede ding wat ek moet bieg vanoggend is dat daar eintlik 2 preke vir my uit hierdie gedeelte is. En ek gaan nie al 2 preke in 20-15 minute probeer druk nie. So ek gaan vandag een gedeelte hanteer en as ek jou weer sien die 22ste sal ek die tweede gedeelte doen. Maar iets hierdie jaar van lydenstyd tref my anders. Want in soveel gesprekke wat ek deesdae is en nou moet ek ook bieg, ek weet ek is 'n dominee. So in baie gesprekke wat ek kom, is met mense wat op een of ander manier in bediening is, of al 'n pad saam met die Here gestap het. En dan in 'n gesprek sal iemand net so terloops noem, ja, hierdie lydingstyd vas ek van dit. En ek wil leer van lyding. En dit is vir my so mooi, dat ons 'n diepe soeke het, om iets van Jesus se pad te beleef. Maar ek kan nie help dat Filippense 2 by my opgekom het nie. En ek moet nou vir julle sê, preek skryf is eintlik om voor 'n spieël te gaan staan en jouself eers vierkantig in die oë te kyk en dan net iets vir julle daarvan te kom vertel. Dit moet ek eers, derde ding wat ek vanoggend wil bieg. So hierdie is nie dominee Zulke wat hier hoog bo julle staan verhewe en ek hier op julle afdaal nie. Hierdie is eintlik Zulke wat in die spieël gekyk het en met julle kom praat het. Nou ons het nie baie tyd nie. So ek gaan soos 'n swak dominee met die punchline begin. Ek gaan met die slot begin. En dit is vers 5 wat sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Jesus was. Dit was die 53 vertaling. Die 83 vertaling sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Jesus Christus was. Die Bybel vir almal, vir die dowes, vertaal dit met, julle moet dink en doen soos Christus Jesus gedink en gedoen het. Hoor julle, ons soeke na, of ons hartsbegeerte vir lydingstyd, ons wil word soos Jesus, ons wil dinge doen soos Jesus. Die Griek sou 'n mens direk kon vertaal met iets soos, hê dieselfde houding, verstand, manier tussen julle, soos daar inderdaad in Christus Jesus is. En eintlik wat julle alreeds het. So hierdie gedeelte is op 2 vlakke belangrik. Eerstens vir jou, vir my as mens, die individu. En tweedens vir ons as 'n geloofsgemeenskap. So vandag preek ek oor die individu, en volgende keer sal ek oor hierdie teksgedeelte praat vir ons as 'n geloofsgemeenskap. En omdat hierdie so 'n swaar, pragtige teksgedeelte is,
wil ek hom nie vir jou oorkompliseer nie. Ek wil vir jou 3 woorde gee om hierdie week tydens lydingtyd stil te word en in jou eie lewe eintlik 'n spieël te hou om te sê, Here, deur Filippense 2 kom praat met my oor my lewe. En hier's die 3 woorde. Klou, klaas, hoor julle, ek het nog al 'n rympie vir jou gemaak, alliterasie daar. Klou, klaas en kleef. Nie kreef nie. Ek weet ons bly by die see. Klou, klaas en kleef. Daar sê ek nou, kleef mense, kleef. Hierdie pragtige gedeelte van Paulus begin hy deur te sê, voor Jesus se geboorte het hy nie aan homself die waarde toegeheg om te klou nie. En daar's 2 prentjies wat hierdie woord by ons kan skep. Die een is, om te klou is wanneer jy iets nie moet vat nie, jy moenie eintlik aan dit vat nie, maar jy klou aan dit, jy wil dit hê, jy wil dit nie los nie, jy sal dit doen, ek sal vir jou wys, hierdie is myne, jy klou aan dit, jy gryp dit vas. Okay, dink gou aan Adam en Eva. Eva het geklou aan die vrug, sy het gegryp na dit wat nie hare was nie. Dink gou aan die toring van Babel. Hulle wou klou aan hierdie mag, aan hierdie heerlikheid om verhewe te wees. Of althans hulle het probeer. Dink gou aan Jakob en Esau. Wie het geklou aan wat nie hulle sin was nie. Paulus sê, Jesus het nie geklou nie. Met ander woorde, Jesus het nie vasgegryp en vasgehou aan iets wat nie syne was nie. Want Jesus is en was in sy volle natuur, volkome en waardig God. So Jesus hoef nie te geklou het aan sy goddelikheid nie, want dit was syne. Hy was en is en sal vir ewig volkome God wees. So hy het nie geklou nie. Maar Jesus het ook nie gekleef nie. Dit is wanneer ek aan iets vashou wat myne is, maar ek is so desperaat om dit nie te verloor nie, dat ek dit vasgryp. En ek sien eintlik hierdie beeld waar jou vingers sommer so in hierdie voorwerp intrek, soos wat iemand dit probeer verwyder en jy aan dit kleef, want dit is joune. En Paulus sê, Jesus het nie geklou nie, want dit was syne. Die volle eer, die volle autoriteit van God, die volle mag, die volle gesag was Jesus sin. Maar Jesus het ook nie aan dit gekleef nie. Jesus het nie aan dit wat syne was, die glorie, die mag, die autoriteit, die volle status, vasgehou nie. Maar hy het dit prys gegee. Hy het dit opgegee. En hier is 'n belangrike verskil wat ek en jy moet weet, want dit is vrae wat ons kry by mense wat nuuskierig is oor die Christendom, nuuskierig is oor Jesus. Beteken dit dat Jesus opgehou God wees het? Nee. Want in Jesus se diepste natuur was hy God. Dit was sy wese, wie hy is. Hy kon dit nie laat gaan nie, want dit is hy. Hy is die groot ek is. Wat hy nie aangekleef het nie, is die vorm van sy goddelikheid. Die vorm wat die goddelikheid wat Jesus in sy goddelikheid kon aanneem, het hy nie aangekleef nie. Hy het dit prysgegee. 'n Baie eenvoudige vorm, dis glad nie dieselfde nie. Dis net 'n voorbeeld dat ons die verskil kan verstaan. Asseblief mense, julle moet die voorbeeld hoor, okay? Moet my nie hier gaan aanhaal oor iets wat ek nie gesê het nie. In my natuur is ek Zulke Mahabeer. Nee, Meyer, as jy nou baie tegnies wil wees.
Dit is wie ek is. My maale het my gedissiplineer toe ek kind was. Dit het in 'n mate gewerk, maar 'n deel van my natuur en wese het gebly. In groot word, in mens wees, in vrou wees, in ma wees, is ek wie ek is. Ek kan ander vorms aanneem. Nee, ons almal, meeste vrouens het verskillende vorme in hulle kas. Grootes van seisoenklere, nee. Ons kan verskillende vorme aanneem. Ek kan verskillende klere dra, ek kan my hare verander, ek kan my gremering verander. Julle moes gesien het hoe my dogtertjie my gisterand gemake-up het. Julle, haar doelwit was om my moeg te laat lyk. Dit het gewerk. Sy het my nie vandag gemake-up nie. Okay. Maar maak nie saak wat ek aan my uiterlike doen nie, in my binneste bly ek zulke. Soveel meer met Jesus. Jesus het volledig God gebly, maar het die vorm daarvan prys gegee en die vorm van 'n mens aangeneem. En hier's waar die tweede woordjie inkom, Klaas. Ek het groot geword met 'n spreekwoord wat sê, ek is die baas en jy's Klaas. Wie van julle ken daai spreekwoord? Jesus het nie as 'n mens gekom met die verstand dat ek is die baas en jy's die Klaas nie. Inteendeel is die vorm wat hy aangeneem het, die vorm wat hy gekies het om te wees, is die diepste van mens wees. Hy het nie op aarde verskyn as 'n groot mens, toe al jou kleuter en tienerjare verby is nie. Hy het as 'n mens, 'n hulpelose mens verskyn. As 'n pasgebore baba, wat nou moes gekyk geword het. In 'n familie ingebore, waar die pa 'n houtwerker is. In 'n nederige familie ingebore. En dan sê Paulus, het hy nie net gekies om in die vorm van 'n mens te kom in volle nederigheid nie. Hy het nog laer afgebuig en die vorm van 'n slaaf aangeneem. Melandra, jy kan aangaan na die volgende prentjie asseblief. En wanneer ons dit hoor, dan dink ons baie keer aan Jesus was die disippels se voete, as die laagste punt van Jesus se nederigheid. Jesus wat sy status as God prysgee, om die vorm van 'n slaaf te word. Maar soos ek oplees oor hierdie gedeelte, tref iets my, toe een van die kommentare skryf, dat 'n slaaf was iemand se eiendom, en het waarskynlik baie min tot geen besittings gehad nie. Hulle het 'n leefstyl geleef van leen. Dink gou hieroor. Josef en Maria het 'n stal geleen vir Jesus om gebore te word. Jesus het 'n boot geleen toe hy wou preek. Jesus het 'n slaapplek, 'n blyplek, 'n bed geleen. Jesus self sê, daar's geen plek waar die mens, die mens van God, die seun van God, sy kop kan neerlê nie. Jesus het 'n donkie geleen, toe hy sy koninklike intog in Jerusalem gemaak het. Jesus het 'n boefvertrek geleen, toe hy die laaste keer saam met sy disippels wou eet en die nagmaal wou instel. Jesus het 'n kruis geleen. Die kruis wat voorberei was vir Barnabas, het Jesus sin geword. En na Jesus se dood het hy 'n graf geleen. Dit was nie eers syne nie. Jesus verneder hom. Maak hom so klein as moontlik. En hy het alles van God wees tot sy beskikking gehad, maar het gekies om so nederig te kom.
En dan sê Paulus, is daar een ding waaraan hy wel gekleef het. En dit was aan die heerlikheid en die glorie van sy Vader. En daarom was hy so nederig. Was hy so nederig dat hy gehoorsaam was tot die dood toe. Nou ons het verlede keer het ek en jy gesels oor lofliedere. En klomp van die kommentare meen dat hierdie gedeelte wat ek nou vir jou gelees het van die voorbeeld van Jesus, is 'n lied wat hulle in die antieke tyd gesing het. En dis hoekom dit so mooi vloei en so kragtig is. Dit was 'n loflied wat hulle gesing het. Maar dat daar een invoegsel is. Paulus stop hierdie hele ritme en poësie om een stukkie by te voeg. En dit is vers 8 wat lees. Het hy hom verneder, deurdat hy gehoorsaam was tot die dood toe. En hier is die insetting. Ja, die dood aan die kruis. Jesus kleef nie aan sy goddelike status nie, maar hy lê dit neer om aan te kleef aan sy Vader, om sy kruis op te neem, vir wat? Vir my en vir jou. Jesus kleef nie aan sy selfbelangrikheid, sy selfverering, sy selfwaarde, sy selfbelange, sy selfreputasie aan sy self nie. Hy gee dit als prys. Tot op 'n punt waar hy tot aanskou van die publiek hang, bespot en verneder word. Minder as 'n slaaf, 'n krimineel gesien word, sodat ek en jy die voorreg het om aan ons Vader te kan kleef. En toe dit klaar is, toe Jesus sy laaste asem uitblaas en op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood uit, wat doen die Vader? Die Vader kom herstel dit wat Jesus prys gegee het. En dit is so mooi, Paulus noem 'n klomp goed wat hy terugkry. Die hoogste van die laagste verering tot die hoogste verering. Hy word die naam bo alle naam gegee. En die interessante hierso, soos Paulus dit skryf, is Jesus Christus nie die naam waarna Paulus verwys nie. Die naam bo elke naam wat Paulus beskryf, God vir hom gee, is dat ons Jesus ons Here noem. Die naam bo elke naam is nie net 'n naam nie, dis 'n titel wat God gegee, wat Jesus gegee word. Nou omdat hierdie 'n loflied is, kan ek en jy baie maklik in verwondering staan en sê, Here, ek wil u naam nou groot maak soos die antieke dae. Here, want wat u gedoen het, gaan my verstand te bowe. Ek kan nie dit verduidelik nie. Maar dit wil ons eintlik lei tot aksie. Want ons as mense leef 'n lewe van klou. Ons probeer plekke vind, dinge vind, om aan te klou so styf en stewig as wat ons kan. En in dit kruip 'n stukkie van onsself al hoe groter en al hoe meer. En raak die verheerliking van God deur ons dade al hoe kleiner. En dis nie net op groot maniere nie, broers en susters in Christus, dis nie ons wat inkom en sê, ja, ek is baas en jy is klaas nie. Dit gebeur op klein subtiele maniere soos, en hier's waar ek my Vrydag gevang het. By die aandreeks by gelofte, blaas ek 'n wedstryd vir die netbal en ek het 'n wedstryd oop en dan blaas ek weer 'n wedstryd. So nederig, ek hoef nie die tweede game te geblaas het nie, maar hulle het nie 'n skeieregter nie, so ek sal my verneder en nog 'n game blaas. Julle ken mos nou fake nederigheid ook, né? Dit is mos nou ook. En ek besluit om in daai tydjie wat ek oop het, gou-gou pannekoekstalletjie toe te hardloop,
want ek nie 'n kind of kraai by my nie, en hulle gaan mos nou nie weet nie. En toe ek by die pannekoekstalletjie kom, is die ry langer as die klomp toeskouers by die rugby. En ek sien die tannies. En weet julle wat doen ek? Ek loop terug en ek gaan vind iemand wat in Kransdorp gemeente is, waarmee ek baie goed oor die weg kom. En ek gaan vra vir haar, "Haai, ken jy iemand by die pannekoekstalletjie wat ek so agteraf kan?" Ek het nie bedoel om die baas te wees nie. Maar ek vang my dat om in 'n ry te staan, "Haai, dit is mos nou 'n groot vernedering." Om met my wit gewaad van skeieregter in die pannekoekery te wag. Boetie en sussie in Jesus Christus, mag die Heilige Gees, Jesus se gesindheid hierdie week in jou lewe kom openbaar. Mag jy sien waar jy klou aan goed wat jy moet laat gaan. En mag ons hierdie week kleef aan God se glorie en heerlikheid. Kom ons bid saam. Abba Vader, ons is klouers. Ons klou aan goed wat nie ons in is om te klou nie. Here, ons bou vir ons plekkies van eer en selfbelangrikheid en selfreputasie. En dan probeer ons nog maak of ons nederig is daaroor. En Here, vandag wil ons kom om verskoning vra daar. 'n Skuldbelydenis daaroor kom doen. Here, wat ons in lydingstyd ernstig wil wees oor ons nederigheid, oor te word soos U voorbeeld in doen en late en dink te word. Here, wil ons dit kom prys gee. Here, en ek weet dit is 'n gevaarlike gebed om te kom bid, wanneer ons vra dat U ons nederig maak. Here, want dan voel dit asof ons stywer wil klou, want ons is bang iets word van ons weggeneem. Here, maar dankie dat U genadevol is, en dat U met liefde en deernis na ons kyk. Heilige Gees, help ons om hierdie week aan U te kleef, aan U glorie, U heerlikheid, U gesag, U mag te kleef, eerder as aan ons aardse goedjies te klou. Dankie dat ons hierdie kan bid in die naam bo elke naam, in Jesus Christus die Here. Amen. Ons gaan dan nou staan en die slotlied sing, en die slotlied is Ek weet verseker. Kom ons staan.
Here wil jou met sy seën hierdie week uitstuur. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Mag die Here jou gebede verhoor en jou vrede gee. Amen.